kinders aan ons gegee, sodat ons hom Abba, Vader, kan noem. Op grond van dit wat God in en deur hom aan julle gedoen het, sê hy, moet julle nou julle self nuut verstaan as mense wat genade by God gevind het. En daarom ook met alle vrymoedigheid uit hierdie genade, dit is uit die liefde van God, mag toetree. Paulus verduidelik eintlik mooi dat die Gees nie net ter wille van ons en in ons werk nie, maar ook deur ons wil werk. Dis die wyse waarop God in die werk van sy Gees die gemeente stuur met genadegawes na mekaar toe. So maak hy sy liggaam as het ware as een liggaam, die bedienaar van die versoening op allerlei wyses, veelkleurige genade van God. Nou, Paulus gebruik eintlik hier 'n tipiese metafoor uit die Ou Testament, die offerkultus, om hierdie toenadering, hierdie nuwe gemeenskap tussen God en mens, tussen hemel en aarde te verwoord. Nee, hy gebruik die term offer. Hy sê offer julleself aan God as lewende, heilige offers wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Nou, u is heeltemal goed bekend met die Ou Testamentiese offerpraktyke, né? 'n verskeidenheid van offers wat as het ware die oproep of ten minste die opdrag aan Israel was om in die gemeenskap met die verbondsgod te leef. Offers van diere, van graan, van wyn, alles uit die opbrengs van die land wat as offers aangebied word. Maar daar's 'n radikale verskil in die wyse waarop Paulus hierdie metafoor hier gebruik. Hy sê nie offer iets, offer 'n dier, offer graan of wat ook al nie, maar offer iemand, offer 'n mens. En daai mens is jy. Offer jouself aan God. Nou, as hierdie oproep tot selfgawe, nie, op grond van hierdie groot ontferming van God, kom, dan hou ons vreugdevol en dankbaar daarmee rekening, dat God eerste homself aan ons gegee. Het een van die ou kerkvaders sê, dis die grootste genade, Here, dat u niks van ons vra, wat u nie eers in oorvloed aan ons gegee. Augustinus, gee eers, Heer, en vra dan wat u wil. U sien, in die kruis van Jezus het God die hoogste offer gebring, en sy eie salige lewe op die spel geplaas, om ons wat ver was naby te bring, en ons sy kinders te maak, alhoewel ons sy vyande was. En daarom is hierdie offergawe van die self, offer julle self aan God, eintlik niks anders as ons antwoord op sy offergawe, sy selfgawe aan ons. In Christus gee hy homself as Vader aan ons, sodat ons nooit meer as vaderloos is, as wese, as verdwaalde mense sou leef. Dis 'n antwoord op sy selfgawe. En ons gaan dit nou sing, een van die pragtige liedere. U wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Jy sien, liewe broers en susters, die vraag is nie wat jy moet doen om by God te doen. Dit
leer hulle oral met allerlei kursusies, 6 easy steps to heaven, en wat nie om vir jou. Maar die boodskap van die evangelie is wat God gedoen het om by jou uit te kom, om by ons uit te kom. Dit keer die ordes radikaal om. Dit maak dit 'n vrolike en vreugdevolle boodskap, dat ek nie die anker van my lewe moet ingooi in my eie gemoed en bevindelikheid en emosie en wat ook al. Maar soos dit met 'n anker werk, as jy die anker in die ruim van die skip uitgooi, beteken niks. As die anker buitekant dieself vaste grond vind. My anker is daar vasgemaak. Sê ons, ek glo, niks sal dit los laat raak. Buitekant onsself in hom wat ons eerste so uitnemend lief gehad. Maar weet jy wat kom nou hier aan die orde? As jy jouself nou aan God gee, omdat hy homself eers aan ons gegee het, wat doen hy dan? Hy gee ons aan homself terug en ook aan ander. Hoekom? Sodat ons onsself vernuwe deur sy goedheid weer kan teruggee aan hom. Hoekom? Sodat hy ons weer kan teruggee aan homself. Dis die geskiedenis van die liefde. En so werk dit ook in die liefde tussen mense. Die diep liefde waarin jy jouself vir jou lewensmaat gee en die lewensmaat dieselfde doen, sodat 'n heen en weer gee en ontvang is, waarin die eenheid en gemeenskap blom en veredel word. Om ons te offer aan dieselfde offer aan die een wat homself eerste geoffer het, is om toe te tree tot die geskiedenis van die liefde. Kan ek dit so sê? Bevry deur die liefde om self in die liefde te lewe. God het self die deur, die ingang na die gemeenskap van die liefde oopgemaak in die selfoorgawe van sy seun, waarna hy homself aan ons gegee het. Nou in hierdie terugontvangs as nuwe mense uit sy hand, gaan dit nie om individue as loslopende enkelinge nie, maar om die liggaam van Christus in sy ryke verskynings. Het jy agtergekom, net na die eerste 2 versies, waarna sprake is van hierdie oproep, gee julle self aan God, begin praat hy oor die een liggaam van Christus. Hy het ons deel gemaak van sy liggaam. Onmiddellik wanneer ons praat van sy ontferming, dan dink ons daaraan dat hy sy goeie gawes op die voete en uit die hande van ander mense ons laat toekom. 1 Petrus 4 sê dit baie mooi. As iemand preek, moet dit wees asof God aan die woord. God is besig om die ryke gawes vir die opbou van die gemeente, waar Paulus in Efesiërs 4 so mooi skryf, gawes aan mense toe te vertrou, wat na die maatstaf, die norm van die geloof, hierdie gemeenskap van die liefde voed en onderhou. En daarom is het eintlik glad nie vreemd dat Paulus hier na die inleidende sinne onmiddellik oor die kerk praat. Dit hoort by mekaar. Dit gaan nie net om nuwe mense nie, maar het gaan om nuwe mense in gemeenskap, wat God telkens weer opnuut as broers en susters vir mekaar wil teruggee. Godse gawes word deur mense ingedra in die gemeenskap, waarna sprake is van verkondiging, van onderlinge en wederwysige diens, van leiding, ons het dit gelees, nie? En daar is net 'n toevallige opmerking is nie, blyk uit die feit dat daar uit Efesiërs 4 pertinent verwys word hierna, die verskillende liggaamsdele, dis ook van die liggaam van Christus, pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul 'n funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.
Maak nie saak wat se gawe jy ontvang het. Daar's 'n ryke verskeidenheid van gawes. Daar is dalk moontlik dat jy gawes van die Here ontvang het waarvan jy nog nie bewus is. Maar of dit sis of so lyk, of dit op die voorgrond of die draande ondergrond is, die kwalifiserende beginsel is, na die maat van die geloof, oorgawe aan God in dankbaarheid. Want net dan kan ons nie meer van onsself dink as ons behoort te dink. Net dan weet ons is almal plat met die grond, en daarom ook gelyk aan mekaar. En die genade maak ons almal tot hierdie een gemeenskap van God. Ek dink aan nog 'n gedeelte in Efesiërs 4, wat hierdie oogpunt uitlig, dat as God jou as 'n nuwe mens aan jouself teruggee, dan gee jy ook terug aan jou naaste, né? Sy doel hiermee, met hierdie gawe aan mense, gawes, was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ons het aan die begin gesê dat hierdie genadige en liefdevolle openheid van God teenoor mense, teenoor die wêreld, 'n naam het. Jesus, die Christus, die gekruisigde. En as ons dan onthou wat Paulus op 'n ander plek oor hom sê, Filippense, dan vat dit eintlik in een sin alles saam. Wat hy bedoel is, hy sê, gee julle self as lewende, heilige en lewende offers aan God. As hy sê, dieselfde gesindheid wat daar in hom was, moet ook in julle wees. Die oproep tot selfgawe is die diepste, die aanmoediging tot navolging van hom. Dit was sy eerste woorde aan sy disippels, is tot vandag toe nog sy oproep aan mense. Volg my. Mag Heer ons daartoe help. Amen. Hemelse Vader, as ons diep in gedagte hou dat u liefde deur die dood in stand gehou het en daarom nooit die werk van u hande sal vernietig op laat vaar, dan weet ons staan voor so groot geheimenis waaroor ons stamelend sê aan u wat ewig leef, die lof en dank. Dit maak ons skaam dat u gekies het om deur mense, ander mense, te bedien. Sê dat ons nie net sal ontvang nie, maar ook in gehoorsaamheid aan u sal gee, ryklik sal gee, na die maat van die geloof en in ooreenstemming met u gawes aan ons. Ons leef in tye waarin daar soveel onsekerheid is. Maar wil u by al die wisseling van die tyd dit in ons hart vas laat staan. Dat u ook in die nagte die getrou bly. Dat u waarheid waar bly by alle eindes verby. En dat u dit wat u begin het sal klaar maak, tot op die dag dat u Seun, ons Here, weerkom. Bly by ons. En wil u
vaderlike oë oor ons oop. Nie net in ons lewe nie, maar ook in daai opsig, by alle eindes verby. Ja, laat tog die werk van u hande nie vaar, bid ons om Christus ontwil. Amen. Dr. Anders, baie dankie vir die mooi boodskap en die mooi verduideliking van die woord ontferming. Dan het ons ook 'n soeker vanoggend. Ons sê welkom vir Dr. Sarah Marie van die Vereniging Bring. Dit is ook goed vir ons om u ook vandag hier by ons te hê. Iets wat ek vanoggend geluister het is dat elkeen van ons 'n baie spesifieke talent het. Iets waaraan ons uitblik. En daar sit iemand vir baie jare al agter die orgel, 'n imker. Hy weet nie wat hy gaan doen nie. Ek sien op die blaadjie, 'n imker verjaar die 19de Julie. Dis korrek. Nou soos julle weet, ek verwoord my gedagtes baie keer met gedigte. En so ruk terug, terwyl ons koffie drink, maar ons nou begin koffie drink, sê iemand vir my, 'n imker dra iets elke dag saam met hom. En dit is so 'n leertas. Kan ook vir ons die tas gou wys. Ek dink jy het hom al raak gesien. Nou, hy het vir my gesê die tas is al so oor die 20 jaar oud. En vir meer as 50 jaar speel 'n imker al op, as ek reg is. En toe dink ek maar, wat doen ek met hierdie sak in die terme van 'n gedig skryf? En ek gaan dit vanoggend oorhandig hom in woorde as 'n geskenk vir sy verjaarsdag. En ook om dankie te sê vir die talent wat hy het, wat hy nie vir homself hou, maar wat hy vir ons almal deel. So jy moet ook 'n bietjie jou verbeelding gebruik as ek hierdie gedig met julle deel. Bladsak. Hulle noem my soms bladsak of doedelsak. Oor die jare was ek al ver op reis, word ek oud en wys. Soms lê ek op koue kerkvloere, luister ek na die mooiste akkoorde. 'n Orgelspel wat elkeen sy eie storie vertel, van kore wat jubel en juig, 'n man en vrou wat hulle liefde betuig, geliefdes wat treur en nie 'n traan kan keer. Ek is wel 'n bladsak en soms bladsak, binne my dra ek 'n generasie se liefde leef, en selfs 'n stukkie van God se kleed. Vlug, my storie is nog lank nie uit. En dan wil ek julle uit ons saam met ons lekker te kom koffie drink, en net lekker te kom gesels en te kyk. En daar is goedjies dit. Vryheid, my storie is dit. Baie dankie. Baie dankie. So dis nou tyd, dink ek, vir ons slotsang. En ons gaan dit jubelend sing. Lied 334, al 4 die verse. Ook as ons antwoord op die woord. Oh
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle wees en bly, nou en vir altyd. Amen.